diegene wat hier rond beweeg, en soos wat julle beweeg, kan ek julle ook nooi om te kom sit en luister hier na die Kragdag gesprekke by die Kopskuif Ateljee. Die Kopskuif Ateljee waarby Pretoria FM vanjaar ook aktief betrokke is en seker maak het ons 'n rits interessante gesprekke hier aanbied. Die gesprekke wat ook aanlyn uitgesaai word en jy kan daar luister en kyk na die gesprekke wat hier uitgesaai word en dankie ook vir diegene wat daar inskakel, wat saamgesels en wat vra. Dit is Henry Kombrink wat nou by my op die verhoog is by die Kopskuif Ateljee en ons gesels oor landelike veiligheid. Oom Henry wat self ook verbonde is aan die Cullinan Boere-Unie, aktief daar betrokke is in die Cullinan geleedere en ook dan vandat ek oom ken, betrokke is by TLESA se strukture op een of ander vlak. So eerstens dan goeiemôre en baie welkom hier by die gesprek. James, baie dankie. Ja, dis lekker om met jou te kan gesels. Ons gaan 'n bietjie oor 'n swaar saak gesels. Ja, hierdie tyd van die oggend so op die vooraand van 'n lang naweek, 'n swaar onderwerp. Swaar onderwerp, ja. Landelike veiligheid is 'n ding wat baie na aan ons hart lê. Want dit is goed wat ons boere en ons gemeenskappe direk raak. Dis 'n ding wat 'n verskriklike groot impak maak op 'n gemeenskap en jou omgewing as een van jou boere seer gekry het. En dit is iets wat nie net die direkte gemeenskap en die boer en sy gesin self beïnvloed nie. Dit is 'n invloed wat baie wyer uitkring as dit. Die groter dorpsgebied waar daardie boer woon en aktief betrokke is, word ook daardeur geraak. Dit is iemand wat 'n bydrae lewer by die kerk, by die skool en die gemeenskap daar ook betrokke is en dan daarmee saam ook is so 'n aanval, so 'n plaasaanval of dan nou plaasmoord, is dit iets wat baie wyer uitkring en eintlik lei tot groot skade vir die boer, vir sy gesin, vir die direkte boerdery onderneming, daardie plaas dan self, maar ook dan vreeslik wyer uitkring. Nee, verseker James. Soos jy sê, dit raak die boer, dit raak die mense wat vir hom werk, of die boer se gesin, sy werknemers, want daar is in soveel van hierdie gevalle waar die plaas uit produksie uitgaan, omdat daar niemand is wat dit gaan opvolg en verder daar boer nie. So dan sit jy nou met die dilemma dat daai werkers is nou basies werkloos. Ja. Dit het 'n impak op jou dorp se ekonomie, want dit is mense wat gaan spandeer in die dorp. En dit vat weer baie jare voordat so 'n plaas weer in produksie kom. Vat dit natuurlik nou weer baie jare voordat daai boerdery suksesvol en ekonomies volhoubaar is. Dis eintlik tragies dat ons alles op die einde van die dag vereenvoudig tot statistiek, maar dit is maar belangrik om na daardie syfers te kyk, om sodoende dan ook te kan kommunikeer oor die probleem, te kan kommunikeer oor hierdie pandemie wat as plaasmoorde en plaasaanvalle bekend staan. Wat sien ons as ons na die syfers kyk en ons tref 'n vergelyking van die afgelope aantal jare? Sien ons dat daar 'n verbetering kom of sien ons dat landelike veiligheid toenemend onder beleg is? James, ek sit nou hier met die statistiek voor my, wat strek van 1990 af. En dit is baie op en af. Ons vra die vraag, hoekom gebeur dit dat een jaar het jy baie meer aanvalle en moorde as die ander jaar. Maar jy het nie regtig die antwoorde nie. Ek dink dit gaan basies maar oor geleenthede wat die ouens sien en dit gebruik. Dit maak dit moeilik, want jy kan nie gaan sê, hoor hierso, daai spesifieke gebied is 'n teiken nie, want dit skuif ook rond. Maar ons sit met tot op datum 2282 moorde van 1990 af. Ons sit met amper 6.500 plaasaanvalle. En dit is nou ingesluit die boer, sy familie, sy werkers. Dit maak nie saak of wat die kleur is nie. Ons hou statistiek by van blanke boere en swart boere of ander kleurige boere. So
Dit vir ons gaan dit oor die impak wat dit het op landbou. Ja. Wanneer ons na die statistiek kyk, dit is syfers wat TLESA spesifiek byhou van 1990 af. Ons het gesien dat die Suid-Afrikaanse polisie diens, dat hulle ook in 'n stadium statistiek bygehou het, hulle toe opgehou en toe daar weer begin om spesifiek dan syfers oor landelike veiligheid bekend te stel, dat hulle dan weer begin het om dit te doen. Maar op die einde van die dag, as ons praat oor die statistiek wat landelike veiligheid betref, dan is dit eintlik alleen hele syfers wat as 'n geloofwaardige en 'n volledige bron kan dien. James, ons het ons nog altyd daarop geroem dat ons syfers en ons statistiek is gecontroleerd. En ons werk volgens die definisie van wat 'n plaasaanval is. Daar's baie gevalle waar 'n plek soos 'n gastehuis of 'n tipe van 'n lodge of 'n vakansieoord op 'n plaas daar 'n aanval was. Volgens ons is dit nie 'n plaasaanval nie. Dis nie 'n landboubedrywigheid nie, dis 'n besigheid gewees. Ja. So en daarom sê ons ook ons statistiek moet geverifieer word. Ons moet 'n saaknommer hê. Ons moet al die inligting hê van oor wat op daar gebeur het. Om te kan sê dit is 'n plaasaanval. So ek dink ons is nog altyd in daai opsig is ons nog altyd redelik akkuraat met ons syfers. Daar is al in die verlede verwys na politieke uitsprake, opruiende uitsprake en die invloed wat dit op landelike veiligheid sou kon hê. En julle ervaring, wanneer 'n politikus populistiese uitsprake maak en liedere sing waar daar 'n verwysing is na boere en die term boer en dat hulle dan nou doodgemaak sou word, sien julle dat dit 'n invloed het op landelike veiligheid en dat daar dan 'n opflikkering is wat geweldpleging en aanvalle betref? Of 'n mens dit nou daaraan kan toeskryf is baie moeilik om te sê. Want ons het ongelukkig nie daai insaag ten opsigte van wat presies daar gebeur het nie. Daar was gevalle gewees waar daar mense aangeval is wat hulle gesê het hoor hierso julle wit mense moet verwyder word, julle moet uit die land uit, daai tipe van goed. Maar ja, ons kan dit nie direk aan politieke uitsprake koppel nie, alhoewel dit 'n groot moontlikheid is. Ja. Ek wil ek maak dit seker julle hoor ons nog hard en duidelik. Dan sê nee, ek dink die vir diegene wat ingeskakel is, die oomblik van ons sekerheid, die luidsprekers wat net so 'n bietjie gedraai is, so die omstanders en die besoekers wat ons nou so 'n bietjie beter hoor, maar ons gaan onsself nou dalk so rapsie sagter hoor. Omedrie, maar ek hoor jou daarom hard en duidelik en wees verseker jou klank gaan mooi duidelik uit. Kom ons kom by dit wat die primêre gesprekstrema is, naamlik landelike veiligheid. En die belangrikheid eintlik dat die boerderygemeenskap, die landbougemeenskap ook maar tot die besef kom, maar ek glo daarom ek praat nou as 'n stadsjapie en ek glo die landelike gemeenskap het lankal reeds tot daardie besef gekom dat hulle op die einde van die dag selfverantwoordelikheid moet neem vir hulle veiligheid om verskeie redes, onder meer dan weens die ligging. 'n Boer is anders as ek wat in die stad bly. Hy's baie meer afgeleë, hy's baie meer kwesbaar. Hy het nie daardie onmiddellike ondersteuning of daardie onmiddellike bystand wat ek het in 'n meer digte bewoonde gebied nie. So dit is baie belangrik dat die landbougemeenskap eienaarskap neem van hulle veiligheid. James, verseker. Hier na 94 het georganiseerde landbou na die regering toe gegaan en gesê hoor hierso met die afskalving of die ontbinding van die kommandostelsels het julle die landelike gemeenskappe nou basies in die vir die wolwe gegooi. Julle het vir ons baie kwesbaar gemaak. En dit moes vervang word of ondervang word met 'n ander stelsel. En daar is toe besluit om 'n landelike veiligheidsstrategie te implementeer. Ongelukkig moet 'n ou nou ook by sê dat as gevolg van
die staat se beperkings, die polisie se beperkings, werk jou landelike veiligheidsstrategie nie oral ewe goed nie. Baie daarvan hang af van die ingesteldheid van jou stasiebevelvoerders, jou landelike veiligheidskoördineerder en daai klas van goed. So met dit gesê, raak die verantwoordelikheid die boer se verantwoordelikheid. Jy kan nie jou veiligheid gaan delegeer en sê, hoor, is so iemand anders moet dit vir my doen nie. Dit bly jou primêre verantwoordelikheid om te sorg dat jou huis en hart en jou omgewing beveilig word of veilig is. En daarom het TLE om nog altyd beywer om ons boere betrokke te kry by plaaswagstelsels, gemeenskapsveiligheidsstrukture en daai klas van goed. Want dit is belangrik dat 'n boer weet wat om te doen in verskillende scenario's, verskillende omstandighede. Reg soos jy gesê het, jy weet, dit wat van toepassing is op jou in die dorp, is ook van toepassing op die boer op die plaas. Net op 'n groter skaal. Jy weet, jou toerusting is nie in jou motorhuis by jou huis nie. Hy staan 500 of 300 meter van jou huis af. Jou skape is in 'n kraal ergens, is weg van die huis af. Jou beeste loop in die veld. Al hierdie tipe van goed. Dit is alles goed wat 'n impak het. Jou spulpunte, jou pompe in die riviere en in die damme, dis goed wat ver weg van jou huis af is. En dit is alles goed wat 'n impak het op landelike veiligheid. Die strategie, landelike veiligheidsstrategie is ook so geskryf. Dis nie net landelike veiligheid is nie net 'n aanval op 'n persoon nie. Dit is ook 'n aanval op jou ekonomiese bedrywighede. So as jou toerusting beskadig word, gesteel word, daai tipe van goed, affekteer dit jou volhoubaarheid op die plaas. So dit maak deel uit van die strategie. Ja, so dit kom neer op wat 'n persoon sou beskryf as huis en hart beskerming. Dit is die strategie. Dit strek wyer as om net jou onmiddellike omgewing, jou huisstand te beskerm en te beveilig, maar dat die aanslag, wanneer ons praat oor landelike veiligheid, ook baie dikwels 'n ekonomiese oorlewingsstryd is waar daardie hulpbronne wat dit vir jou moontlik maak om te boer geteiken word. Nee, verseker. En dit is hoekom dit vir my belangrik is dat boere moet betrokke raak. Mense in die dorp moet betrokke raak by sy gemeenskapsveiligheidsstruktuur. Maar boere veral, omdat hy so blootgestel is. As 'n ou gaan kyk na die reaksietyd, kom ons gaan kyk gou-gou na die studie wat onlangs gedoen is oor die vertroue wat die gemeenskap of die boere of die landelike gebiede in hulle polisie het. Ek dink Willie Klek het nog daai studies gedoen. Nou onlangs nog. En hulle het gevind dat daar 'n baie lae vertroue is in jou polisie. Bloot een van die groot faktore is die reaksietyd. As jy 'n probleem het op jou plaas, moet jy ten minste daai ding kan hanteer, jy en jou nabye gebiede of jou gemeenskapsveiligheidsstruktuur, daai klas van goed moet dit kan hanteer tot tyd en wyl die polisie opdag. Dit kan enige iets van 15 minute vat tot 2 na 3 ure afhangende van waar jy geleë is. So jy moet daai goed kan hanteer. En hoe hanteer jy daai goed? Jy hanteer daai goed bloot deur betrokke raak in 'n veiligheidsstruktuur, waar jy ondersteuning kry, waar jy opleiding kry, hoe om hierdie verskillende scenario's te hanteer. En dan die belangrikste ding is, as jy dit gedoen het, is terug te kom na die huis en hartbeskerming. Wat doen ek in op my plaaswerf om hierdie goed te kan hanteer? Hoe is my gesin, my familie, my werkers, hoe is hulle opgelei om hierdie scenario te hanteer? Wat doen wie, wanneer? Dis die belangrikste. Dit verwys na die vertroue of gebrek aan vertroue wat soms in die landelike gemeenskap tussen die betrokke gemeenskap en die polisie of die polisiestasie ontwikkel. Wat is julle oorhoofse ervaring van TLE se kant af wat samewerking met die polisie betref? Sien julle dat daar
verbetering is, dat daar wel vordering gemaak word, of kan dit letterlik verskil van die aanstelling van een stasiebestuurder tot 'n volgende? DLI met ons landelike veiligheidsstruktuur is op 'n daaglikse, weeklikse basis op nasionale vlak besig met die polisie se landelike veiligheidsstruktuur. Daai prioriteitskomitee. Daai goed is af en daar's ontsettende goeie gesprekke wat daar plaasvind en die polisie wil hulle samewerking gee. Maar wendel jy het af na stasievlak toe. Dit wat jy nou net gesê het is, sit jy met individue, met 'n stasiebevelvoerder wat op een plek is hy baie betrokke en hy wil hierdie goed maak werk. En hy sit met sy beperkings, logistieke beperkings, personeeltekorte, voertuie tekorte, al daai klas van goed. Want jy moet nou aan die strategie sê, daar's 'n klomp goed wat gedoen moet word van stasievlak af. Want kyk, dis 'n polisie-inisiatief in landelike veiligheid. GPF is 'n ander struktuur wat die publiek of die GPF-voorsitter is 'n privaat persoon uit die gemeenskap uit wat daai ding dryf. Landelike veiligheid word gedryf deur die polisie en daar sekere rolspelers wat ingetrek is om daarbey betrokke te raak. Soos jou plaaswagstelsel, soos jou boere, jou landbouorganisasies, sekuriteitsmaatskappye en daai klas van goed. En as jou polisiestasie nie daai goed vasvat nie en dit dryf nie, dan werk dit nie. Maar nou stel hulle ook 'n landelike veiligheidskoördineerder op die polisiestasie aan. Maar weer eens as gevolg van personeeltekorte, het daai ou soveel ander werk, dat hy nie eers uitkom by landelike veiligheid goed nie. So, nou raak dit weer die boer se verantwoordelikheid of die plaaswagstruktuur se verantwoordelikheid om hierdie goed te dryf. En party plekke werk dit, ander plekke werk dit nie. Ek wil nou juist vinnig kyk na, ek monitor ook ons YouTube uitsending en ek kyk na van die kommentaar daar. Ek wil vinnig verwys na 'n vraag hier en dan wil ek geleentheid gee as daar iemand is wat hier is vir die gesprek volg. As julle dalk 'n vraag of 'n inset het vir Henry, is julle baie welkom so te maak. So ek gaan vinnig hier geleentheid gee op die YouTube uitsending en dan gaan ek na die ons vriende hier by die Kopskuif Ateljee beweeg. Maar Henry, en ek dink hierdie is eintlik 'n vraag wat mense dalk aan die einde kon gevra het, maar kom ons kom nou by hom uit. En dit is wat moet gebeur? Wat moet verander? En ek gaan hom so bietjie aanpas. Wat moet gebeur? Wat moet verander in terme van die benadering wat die landelike gemeenskap, wat die boerderygemeenskap volg, wat moet verander in terme van die samewerking tussen daardie gemeenskap en die polisie, wat moet verander wat die strukture van die polisie betref, wat moet verander om landelike veiligheid te bevorder, om te verseker dat daar minder plaasaanvalle, plaasmoorde, daardie tipe voorvalle is, maar daarmee saam ook dat daar minder veediefstal is en ander soortgelyke gebeure wat ekonomiese aktiwiteite kneelter. James, kom ons begin by die probleem. Ons sit met 'n verstedeliking van 65%, waar jou platteland besig is om te ontvolk. En hierdie mense kom bly in jou groot dorpe, in jou stede en daai klas van goed. En hy gaan soontoe met 'n gedagte van daar is geleenthede en daar's werk. En dan realiseer dit nou nie. So daai man moet leef. So wat nou gebeur is, as hy nie kos en goed het nie, ek sê nie, dis altyd die geval, en nie baie van hierdie goed gaan net oor geld, van hierdie diefstalle op die plase, en goed, daar's baie syndikate wat daaraan werk. Maar hierdie ouens moet leef. En hy gaan, wat ons nou maar doen, die potslachtings en daai klas van goed. So dis 'n skaap hier en 'n bok daar, daai tipe van goed. Maar daar moet ons boere begin anders dink. Daar's nie meer, jy kan nie meer jou vee in die veld laat slaap en daai klas van goed nie. Jy moet hierdie goed nou begin kontroleer. So boere moet betrokke raak, hulle moet begin kyk na tegnologie. En ongelukkig weet ons nou tegnologie is duur.
om hierdie goed te beveilig is 'n dieroefening. Ons is nou hier by Kragdag en hier is baie van hierdie toerusting hierso wat boere nou kan gaan kyk om te sê hoor hierso kamerastelsels en alarmstelsels, allerhande goed. Sommer so van die Osopias, TLE het nou 'n kompetisie geloods wat julle by kan gaan inskryf vir 'n veiligheidspatent, vir veiligheidsgedagte. 'n Goedkoop dingetjie wat jy kan bou. Sommer jy weet so 'n MacGyver tipe van ding wat jy kan maak om jou goed te kan beveilig. So gaan kyk op TLE se webblad en hulle kan daar aanskryf en jy kan nog 'n lekker prys ook wen aan die einde van Gemaak 'n die draai dag. by die stalletjie is net hier Maak 'n oorkant. draai by jou stalletjie, hy's net hier onder. Daarso, ja. Ja. Ja, daar sê. Ja. So ja, maar kom ons gaan terug na wat moet gebeur om ons landelike gemeenskappe te beveilig. Die LE is konstant in gesprek met die polisie oor hierdie goed. Van nasionale vlak, provinsiale vlak tot op stasievlak, waar daar landelike veiligheidsvergaderings vir ons moet wees of veronderstel is om te wees, en ons weet in baie gevalle vind dit nie plaas nie, omdat, soos ons net nou gesê het, die stasiebevelvoerder neem nie erns met die situasie nie. So ons moet van ons af as boere, as landelike gemeenskappe, moet ons druk op al hierdie vlakke begin sit en sê, hoor hierso, ons moet hierdie stelsel maak werk. Nou, die grootste probleem wat ons mee sit is, eintlik is landelike veiligheid van polisiestasies vlak af, is 'n arbeidsintensieve, kan nou amper sê, onderneming. Daar moet voertuie wees, want die polisie is veronderstel om plaasbesoeke te gaan doen en met die boere te gesels en te kyk waar lê die probleme en daai klas van goed en dit dan aan te spreek. So dit moet nou op stasievlak gebeur en ongelukkig met die polisie se tekortkominge ten opsigte van die logistieke goed, werk dit nie oral nie. Of werk dit nie goed nie. So in daai opsig is georganiseerde landbou konstant besig om hierdie goed met die polisie aan te spreek en te sê, kom, hoe kan ons hierdie goed maak werk? Soos ons vroeër gesê het, omdat daai beperkings daar is, moet boere dan nou begin kyk na hulle eie strukture, waar hulle ondersteuning kry van jou bure af. Ek meen, as jy ver van 'n plaas af, van die dorp af bly, waar die polistasie is, wat, ek vat nou net soos Cullinan, vat van die verste punt van Cullinan af, vat dit 'n voertuig 'n uur om daar te kom. As alles regloop, as die voertuig nie reeds op 'n ander plek is nie, met 'n ander saak besig is nie. So, jou omgewing, jou naaste bure is die ouens wat dan eers gaan reageer. En hulle moet ook natuurlik dan nou die nodige vaardighede hê om die regte ding te doen op die regte tyd. Laat ons nie tonele benadeel nie, laat ons toneel beveilig, sorg dat alles forensies reg is en al daai klas van goed. So as jy nou betrokke is by jou strukture, gaan jy daai nodige opleiding en daai nodige inligting kry oor hoe om hierdie goed te doen. En jy moet dan nou ook, in baie gevalle het ons reaksie-eenhede binne in ons gemeenskappe, waar die ouens dan reageer, hulle gaan beveilig het toneel tot die polisie daar opdaag en hulle gee hom oor in die polisie en hulle hanteer dit van daar af. Ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy ingeloer het. Ek is bevrees die tyd het ons nou ingehaal. Ons moet weer geleentheid gee vir Louise en haar span, wat hier op die verhoog lekker musiek gemaak. Ek wil julle aanmoedig om net hier te bly te luister. Dit is van die jongste ouetjies wat van die mooiste musiek maak, maar diegene wat verdere vrae het oor landelike veiligheid, oor dit wat Henry nou oor gepraat het, gemaak gerus 'n draai TLE se stalletjie wat net hier agter is. Soos Henry ook nou gesê het, diegene wat aanlyn ingeskakel het, gaan loer gerus ook op TLE SA se webblad. Henry, baie dankie. Sterkte vir jou. James, baie dankie. En ek wil net weer eens tot ten laaste beroep doen. Mense, boere, asseblief raak betrokke in jou strukture en sorg dat jou huis- en aardbeskerming in plek is, dat jou strategie in plek is en dat jou beplanning van so hard is dat jy enige aanslag kan hanteer.
Baie sterkte en veilig wees. Baie dankie. Dis Henry Kombrink wat nou by ons hier was. Jy kan ook hierdie skakel gaan deel met jou vriende, maak gerus so. En Henry wat self 'n boer is daar van Cullinan se wêreld en ook iemand wat vandat ek kan onthou, vandat ek hom ontmoet het, al betrokke is by TLESA se strukture. Baie dankie. Bly skakel 11:15 is ons volgende gesprek. Dit gaan oor selfstandige gemeenskappe. En met 'n fokus, die betrokke gesprek, gaan 'n redelike sterk fokus op die gemeenskap van Orania hê. So daar's 'n paar van die Oraniërs wat hier by ons op die verhoog gaan kom aansluit. So bly ingeskakel vir daardie gesprek oor so 'n bietjie meer as 'n halfuur. Baie dankie.